Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons is vanmôre dankbaar dat die Here vir ons deur nog 'n onbekende nag gedra het en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën, terwyl ons vanmôre weer gaan stil staan by hierdie baie besondere gedagte van Bybelse berading, verblywende verandering. Ons is besig met Bybelse optrede in tye van krisisse. Nou vriende, ek het vir u gesê dat hierdie Bybelse raad is nie net vir my en vir jou wat deur krisistye gaan nie, maar ook vir ons om op ons beurt ander te help, ander kinders van God te ondersteun, wanneer hulle deur krisistye in hulle lewe gaan. Ons as kinders van die Here is liggaam van Christus, en die oog kan nie vir die oor sê, ek het jou nie nodig nie, die neus kan nie vir die mond sê, ek het jou nie nodig nie. So kan kinders van die Here nie alleen deur krisistye gaan nie. Ons het mekaar nodig, ons het God se woord nodig, ons het die gemeenskap van die heiliges nodig, die Gees van God wat ons leer en lei in die waarheid van die woord, en het ons gekyk na, vriende, waarom krisistye oor ons lewe kom, en het ons gister vir u gesê, dat krisistye is maar deel van ons lewe, dis nie as die krisis kom nie, maar wanneer die krisis kom, kan ons steun op God se soewereiniteit. Vir u gesê is baie belangrik om te besef God is soewerein, en ons het baie deeglik gekyk na wat God se soewereiniteit ook beteken in tye van krisisse. Ons kyk na God se wysheid. Ons het vir u gesê die Here is die alleen wyse God, en hy weet nie alles van elke situasie nie, maar hy weet ook wat om te doen en wat hy daardeur wil bereik. Hy weet nie net, vriende, presies wat moet ons gebeur nie, maar ook wat hy wil doen en wat hy daardeur wil bereik. Hoe kosbaar. Ons het gekyk na God se goedheid. Ons het gekyk na pas op vir welmenende, maar onbybelse raad. Ek het vir u gesê dat Job noem sy vriende klomp kwaksalwers, mense wat met leuns pleister. Want u sien, daar's baie mense wat in tye waar ons deur krisisse gaan, en dit gaan met hulle goed, vir ons 1001 antwoorde wil gee, vir waarom ons deur hierdie tye gaan. Mag die Here ons genade gee, dat ons nie in hierdie struik trap nie. En het ons gekyk gister by bid vir genade, dat jy nie altyd by die waarom en hoekom vashak nie. Vir die baie gesê, is baie belangrik om nie heeltyd vas te hak by waarom en hoekom hierdie dinge gebeur nie. Want die verborgde dinge is vir die Here onse God. En dit is belangrik om te weet dat die Here nie vir ons 'n verduideliking gaan gee vir elke krisis wat oor ons pad kom nie. Maar vanmôre wil ons 'n bietjie stil staan by redes waarom slegte goed gebeur of krisistye oor ons lewe kom. Want daar is bepaalde redes in die Bybel en ons gaan vanmôre gou daarna kyk. Die eerste ene, vriende, is die sondeval in die algemeen. U sal onthou, nadat Adam en Eva gesondig het, het die Here gesê, daar sal 'n sekere vloek rus op hierdie aarde. Die Bybel sê dat die mens in die sweet van sy aangesig sy brood sal verdien. 'n Vrou sal deur pyn gaan wanneer sy kinders baar. Die Bybel het gesê die aarde sal doring en distels voortbring. En hoor wat sê Romeine 8 vers 18 oor hierdie bepaalde saak. Paulus sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Jy sien, na die sondeval het alles begin skeefloop. Na die sondeval het ons in die eerste plek sondaars geword. Ons het in die eerste plek kinders van die duiwel geword. Die dag toe ons voorouers Adam en Eva die sonde doen, sê die Bybel, sal elke mens in sonde ontvang en gebore word. En ons moet nooit sonde gering ag nie. Ons moet nooit die feit dat ons sondaars gebore word gering ag nie. Dis die bron, dis die oorsprong van alle verdriet en hartseer en pyn en moeite wat ons beleef. Want vriende, sondaars is verwyderd van God. Daarom moet die wedergeboorte plaasvind. Dan word ons kinders van God en die Here begin by ons wedergeboorte met die herstelproses, waar ons meer en meer verander om soos Jesus te word. Reg te dink oor ons situasie, reg op te tree wanneer die krisistye oor ons pad kom. Daar is nie so iets soos 'n Utopie op aarde nie. Vriende, soos die wêreld besig is om in 'n afwaartse spiraal te beweeg na die dag van God se oordeel, so sal u en ek. En Paulus praat hiervan, die lyding ervaar in hierdie teenwoordige wêreld. Ons gaan nie hemel op aarde hê en eendag hemel in God se heerlikheid nie. Nee, die sondeval in die algemeen het sekere gevolge. Ons word oud, ons word siek, daar kom krisistye oor ons lewe, daar's misverstande omdat mense hartlik teenoor mekaar is. Ons sien baie duidelik rampe wat ons tref, natuurrampe, tragedies wat oor ons pad kom, ongelukke, so kan ons aangaan. Die dood wat na ons huise toe kom, alles deel van die sondeval in die algemeen. En ag vriende, wonderlik om te sien dat daar vir ons 'n heerlikheid wag, want Openbaring 22 vers 3 sê, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie.
En die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En wanneer ons deur tye van krisisse gaan, dan dank ons die Here, ons kan vorentoe kyk, na 'n heerlikheid wat vir ons voorlê. Hoe kosbaar om te weet, dat ons nie vir altyd, vir ewig op aarde gaan leef, met hierdie verdriet, hartseer, krisisse, en al hierdie dinge wat gebeur nie, maar ons verlang om hierdie heerlike koninkryk van God te aanskou, waar hy op die troon van die hemel sit, en geen een van hierdie dinge weer ooit oor ons lewe sal kom nie. Wat 'n wonderlike God dien ons net nie, dat hy vir ons hierdie heerlikheid gaan voorberei nie. Maar vriende, daar is nog 'n rede waarom slegte goed gebeur, of krisistye oor ons lewe kom. En dit is dat God dit oor ons toelaat en oor mense se lewens toelaat, sodat hulle hul tot God kan bekeer. Wonderlik om te sien dat die Here baie keer krisistye in jou en my lewe gebruik het om ons te red. Hoeveel mense hoor jy wat in 'n geweldige karongeluk was, of hulle was baie siek gewees, of daar het een of ander ramp hulle getref, of een of ander droogte op die plaas, of iets het gebeur. En deur dit het hulle by die Here uitgekom, en die Here het hulle siel gered, en hulle kan getuig en sê, ek dank God dat hierdie krisis oor my lewe gekom het. Baie keer kom krisisse in ons as kinders van God se lewe, sodat ons kinders daardeur gered kan word. Ons familie, miskien iemand in die gemeente, as hulle sien hoe ons hierdie krisis hanteer, kyk hulle na ons en hulle sê, maar hierdie persoon hanteer dit soveel anders as wat ek dit hanteer. En wat is fout en wat is anders in julle lewe? Dan kan ons 'n getuie gee. En kosbaar om te sien hoe die Here ook deur krisistye sondaars tot bekering roep. Amos 4 vers 9. En ek het julle met brandkoring en met heuningdou swaar getref. Baie van julle tuine en julle wingerde en julle vyebome en julle olyfbome het die sprinkaan verslind. Nogtans het julle tot my nie bekeer nie, spreek die Here. Daarom sal ek so met julle handel, o Israel. Omdat ek so met jou sal handel, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Wonderlik as jy verder gaan lees, vers 6 tot 13, die hele gedeelte eintlik, om te sien hoe kosbaar die Here ook deur hierdie krisistye die volk Israel opgeroep het, maak jou klaar om God te ontmoet. En ek wil u vra, as u deur krisistye gaan, maak seker u ken die Here, en maak seker in hierdie krisistye dat jy so as kind van God sal lewe, dat ander mense kan sien, jy's anders as hulle, jy tree anders op, om dan ook God te verheerlik. Daar is nog 'n rede waarom krisistye oor ons lewe kom, en dit is om spesifieke sonde te dissiplineer. Vriende, dit is so dat ons baie keer as kinders van die Here, dat ons baie keer halstarrig is, dat ons rebels is, dat ons sondig is. En ons dink aan hierdie man Dawid, koning Dawid, die Bybel sê hy is die man na God se hart, maar in 2 Samuel 12 lees ons van sy sonde met Batseba, en ons sien hoe hy Uria, die vrou van Batseba, vermoor het of laat vermoor het. En nou sê Nathan, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore word ook sekerlik sterwe. Toe gaan Nathan aan sy huis, en die Here die kind van die vrou van Uria vir Dawid gebaar het getref, sodat dit ernstig siek geword het. U sien, u kan gaan lees in Hebreërs 12. Ek wil vir u vra, doen moeite om te sien hoe Hebreërs 12 dit vir ons duidelik uitspel, hoe die Here sekere sondes in ons lewe dissiplineer, die tug wat hy oor ons lewe toelaat, en hy doen dit dikwels deur krisistye oor ons lewe te stuur, om ons te bring by die punt waar ons letterlik in 'n hoek vasgever word, waar ons besef, maar my sonde het my gebring by hierdie punt in my lewe. My sonde het hierdie omstandighede oor my gebring. En vriende, tug is nooit, en dissipline is nooit om ons te vernietig nie. Luister mooi, God bring dit oor ons lewens sodat ons kan bekeer, dat ons nie eendag voor hom beskaamd sal staan nie. Want u sien, dit gaan meer oor die ewigheid as oor die hier en nou. Dit gaan meer oor God se eer as oor ons gemak en ons genot en ons plesier. Daarom is dit belangrik om seker te maak dat jy nie met bewuste sonde besig is. En hierdie bewuste sonde praat ons van wanneer jy weet hierdie sonde is ek besig om te doen. En ek weier om te breek daarmee. En die Here kom en hy trek 'n lyn in die sand en hy dissiplineer jou. Dink maar aan Dawid. Ons dink aan soveel gevalle in die Bybel. Vriende, daar is hoeveel mense met wie ek al gedeel het, wat aanhou met sonde, en dan kom die Here en hy stuur krisistye oor hulle lewe. Mag die Here vir ons groot genade gee, dat ons hierdie waarheid sal raak sien, en dat ons ook vir die Here sal vra vir wysheid. Nou, ons sal môre aangaan met die gedagte oor redes waarom slegte goed gebeur of krisistye oor ons lewe kom, en dan sal ons Vrydag hierdie reeksie afsluit
En ag vriende, die gebed van my hart is dat die Here ons wysheid sal gee. Dat wanneer die krisistye kom, dat ons geanker in die waarheid van die woord sal wees en dat ons tyd sal neem met die Here, dat ons eie lewe in die spieël van God se woord sal sien en sal vra, Here, help my om U te verheerlik, om ander kant uit te kom en te kan sê, geloof sy die naam van die Here, dag na dag draai my. Vriende, groete vir die seën, mooi dag verder te raak.